gee my geleentheid om net ons aanlyn gehoor vanoggend te verwelkom, baie welkom, en ek vertrou dat julle die diens saam met ons gaan geniet, en dan het ek die wonderlike voorreg om vanoggend iemand aan julle voor te stel. Kan ek met julle beginsel deel? Die woord sê, eer jou vader en jou moeder, sodat ek die dae en die land wat ek vir jou gegee het kan verleng. En daar is 'n direkte korrelasie tussen lewe en tussen eer. En ek nie die verantwoordelikheid om net mekaar te eer nie, maar ook wanneer die Here aan ons iemand geleen het om met ons harte te kom praat, 'n instrument in die liggaam, te eer vir wat God doen in en deur hulle vir sy glorie. Amen. So op daai noot gaan ek jou vra om vir Clint en Montgomery 'n lekker handeklap te gee. Môre. Dit is 'n wonderlike voorreg om hom volgende te kan ontvang, al die pad van Australië. Kan jy glo. As jy gemaklik is, wil jy asseblief jou hande uitsteek. Ons gaan vir hom bid. Papa Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend vir Clint te kan ontvang. En Here, ons kom eer hom vanoggend, Here. Eerstens vir sy tyd, dankie vir die roep op sy lewe, Vader, dankie vir sy ja. Dankie vir die voorreg wat ons het om deur hom vanoggend te kan hoor. En Vader, my gebed is, Heilige Gees, dat U hom sal lei en sal help om hierdie oomblik getrou te bestuur, want ons weet, Vader, dis deur die genade, maar dis tot die eer. Vader, die woord sê, waar daar eenheid is, beveel jy U seun, en vanoggend as 'n kerk, as Hallo Kerk familie, verklaar ons, dat ons harte gereed is om te ontvang. Ons bid dit in Jesus naam, en almal sê, Amen en Amen. Baie dankie, goeiemôre. Het is goed om vanoggend by julle te wees. Ek het so 13 jaar laas in Afrikaans gepreek. So as ek enige foute maak, asseblief wees my genadig. My naam is Clint, ek is die, wat hulle noem die Advancement Director van Alpha Crucis University College. Basies wat ons besig is om te doen, is om te sien dat daar 'n Christelike, evangeliese Pentecostal Universiteit in Australië gevestig word. As 'n mens die hart en die wese van Australië as 'n nasie verstaan, sê besef dat al ons universiteite is gestig om Christendom uit die publieke sfeer van die samelewing af uit te hou. En een van die groot goed wat die Here ons 'n geleentheid gegee het, is om die eerste evangeliese universiteit in Australiese geskiedenis te wees. Wat beteken dat ons terugdruk teen duisternis, om te sien dat ons jong mense kan oplei met 'n wêreldbeskouing wat verstaan dat God regeer. En dit is regtig 'n ongelooflike voorreg. Ons is so 4000 studente oor Australië. Ons het 'n klomp studente reg oor die wêreld en regtig baie opgewonde om te sien wat die Here doen. Donderdagoggend, as jy enigstens 'n kans het om dit te beleef, moet dit nie mis nie. Steve is 'n persoonlike vriend. Hy's ook my baas, so ek moet dit sê. Maar hy is regtig iemand wat leierskap en die invloed van leierskap op organisasies verstaan, nie net vanuit 'n handboek perspektief nie, maar regtig vanuit 'n Godgegewe perspektief om te verstaan hoe leierskap regtig 'n invloed kan bring om die wêreld te verander. So moet dit nie mis nie. Ek wil vanoggend bietjie met jou gesels oor volkome herstel. En ek wil vinnig vir jou 'n paar prentjies wys. Net om te sê, partykeer sien ons iets nie soos wat dit regtig is nie. Kan ons die eerste prentjie opsit? Wat dink jy, wat sien daai kat? Ek dink ons is besig om dood te maak, nee. Kom ons kyk die volgende ene. Selfe storie, wie is lief vir katte? Daar's so 3, dankie, daar's so 'n paar. Ek's baie lief. Ek het 'n pikswart Jaguar kat. Sy's ongelooflik. En so 4:00, 5:00 in die oggend besluit sy my wakker te maak en dan is ek lus om haar te bad, net om haar terug te kry. Maar dis gewoonlik die kyk wat ek kry as ons hulle bad. Die volgende een, kyk net daar. Dis die laaste dag van my lewe. En nou doen jy dit aan my. Ek dink daar's nog een oor. Kyk hier daar. Vra jouself die vraag af, wat dink hierdie kat, wat is besig om met hom of haar te gebeur? Teenoor wat gebeur eintlik? Dis baie keer hoe ons dink oor die lewe. Stephen Covey het jare terug het hy iets gesê, hy sê, we tend to think we see things as they are. Dat ons glo in ons harte, ons is so objektief, dat die manier wat ons die lewe sien, is eintlik die waarheid. Maar eintlik is die beginsel, dat ons sien die wêreld nie soos die wêreld is nie. En ons sien die lewe nie soos wat die lewe is nie. Ons sien die wêreld en ons sien die lewe soos wat ons is.
Dis 'n verskriklike belangrike perspektief om te verstaan. Dit gaan jou baie help in jou lewe. Dit gaan jou baie help in jou huwelik. Om vir jouself die vraag te vra, wat glo ek en wat sien ek? Maar wat is die eintlike waarheid? Want soms kan dit gebeur dat die objektiewe waarheid oor wie ons is en wat die lewe is, staan eenkant van ons subjektiewe belewenis. Want hier is die beginsel. Ons ervaring van die lewe vorm ons persepsie van die lewe. So die ervarings wat jy tot nou al beleef het, vorm 100% jou persepsie van hoe jy die wêreld sien. Gister is ons so 2 minute in Suid-Afrika, ons het geland, kar gekry, 2 minute later te probeer iemand ons hijack. Ek het 2 Australiërs wat nog nooit in Suid-Afrika was nie. Daai 2 mense wil nie uit die hotel uitkom nie. Hoekom? Want hulle eerste ervaring van Suid-Afrika is, hulle wil my goed hê. En is interessant, jou ervaring bepaal jou persepsie. En as ons nie die vermoë het om ons ervaring te spieël in die realiteit van Christus nie, gaan ons tekort kom in hierdie lewe. Spreuke 29 vers 18 sê, wanneer 'n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers. Kan ek dit weer sê? Wanneer 'n volk, wanneer ons nie duidelikheid het oor wat God in ons lewens wil doen nie, gaan ons waarheid bo God se werk sit, bo God se doel sit, en ons gaan koers verloor. Die message sê, if people can't see what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend to what he reveals, they are most blessed. Het jy al ooit iemand naby in jou gesien wat die manier wat hulle lewe lyk asof hulle oor hulle eie voete val? Dat jy kyk na hulle en dit is asof die besluite en die rigting van hulle lewe net konstant is, asof hulle konstant oor hulle voete val en hulle kry net nie hulle self op 'n plek waar hulle standvastig is nie. Een van die redes daarvoor is omdat ons nie altyd begrip het, 'n regte perspektief het op dit wat God mee besig is in jou lewe nie. So ek wil jou vraag vra vanoggend, dink gou vir my hieraan, want dit is belangrik vir dit wat ek vorentoe wil sê. As jy dink oor dit waarmee God besig is in jou lewe, onthou nie dit wat jy dink God moet doen nie, maar as jy moet dink, waarmee is God op hierdie oomblik in jou lewe besig? Dink jy het 'n objektiewe greep op dit? Of dink jy is besig om God in een of ander subjektiewe prentjie in te probeer fasiliteer, sodat God doen wat jy graag wil hê hy moet doen? Tweede vraag is, voel jy op die oomblik, as jy dink oor God se werk in jou lewe, dat jy standvastig is, of voel dit vir jou of jy bietjie wankel? Of jy los op jou voete is? Want as ons perspektief van die lewe bepaal word deur ons ervarings, is dit so maklik dat elke keer wat God iets nuuts wil doen, wil ons terugkyk en vra wat het gebeur al in my lewe en kan ek dit interpreteer in dit wat God vorentoe doen? Dit is nie altyd die beste verwysing nie. Weet jy dat God baie keer iets in jou lewe kan en wil doen wat nuwer is as enige iets wat jy tot nou toe ervaar het in jou lewe? Dat God, as hy oor jou dink, kyk hy nie net na jou verlede nie. Hy kyk na jou en hy sê, hoorie, ek verstaan, jou lewe het sekere rigtings ingegaan, dat sekere ervarings jou perspektief beïnvloed, maar op hierdie oomblik wil ek iets in jou lewe doen wat jou totale geskiedenis gaan herskryf in 'n toekoms wat vol vrede, vol hoop, vol liefde, vol alles is. En dit sê nie noodwendig dat ek gaan alles verander om dit vir jou goed te maak nie, ek gaan jou verander. En ek gaan iets in jou hart kom doen. So as jou verlede nie geherdefinieer is in Christus nie, gaan jy konstant blokkades beleef. Onthou nou, hoor wat ek sê, nie net jou identiteit nie, as jou verlede nie geherdefinieer word deur Christus. Wat jy kan terugkyk oor jou verlede en kan sê, ja, dat slegte goed gebeur. En ja, ek het foute gemaak. Maar as ek dit sien ek dit in die spieël van dit wat Christus kom doen het. As jy dit nie kan doen nie, gaan jy konstant in 'n plek kom waar jou verlede 'n blokkade is vir dit wie jy word en dit wat jy gaan doen in jou toekoms. So ek wil vir jou vanoggend na 'n baie interessante storie in die Bybel toe vat in Sagaria 3. In hallo kerk, ek is jarelank al vriende met Zelwyn, baie betrokke op 'n vriendskap en 'n strategiese vlak met Zelwyn as persoon. En is regtig baie spesiaal om te sien, net dit wat die Here besig is om in Brisbane te doen.
Maar nou ook om te sien waar Hallo Kerk begin het, is ongelooflik. Is baie spesiaal. Die feit dat julle in 'n gebou is, die feit dat julle grond het, die feit dat julle 'n vasdrapplek in hierdie stad het, is spesiaal. En een van die goed wat Hallo Kerk redelik define is die 4 visie elemente. Wat is hulle nou weer? Know God, find freedom, discover purpose, en make a difference. Ek noem dit net MAD. Gaan word mal. Gaan doen goed wat niemand anders te gedoen het nie. Sagaria 3 is 'n baie interessante gedeelte in die Bybel. Praat van Joshua of Yeshua. Hy is verskillende name genoem wat in Sagaria 'n sekere rol vervul het. As jy die storie verstaan, was Joshua deel van 'n groep mense wat in ballingskap ingevat het wat van Babilonie af teruggekom het Israel toe. Zerubabel, Nehemia, al daai ouens was deel van die groep gewees, so 538 voor Christus. En Joshua was 'n leviet gewees. So Joshua was een van die ouens wat 'n verantwoordelikheid gehad het in die tempel. Nou as jy verstaan wat gebeur het as hulle jou in ballingskap ingevat het, hulle die stad waarin jy was totaal en al vernietig. So 2 goed wat hulle vernietig het. Die stede was letterlik gesekeer gewees deur mure, hoë mure, dat daar net 1 ingang en 1 uitgang was. So hulle het al die mure afgebreek. En die tweede ding is, hulle het die tempel verwoes. So wat doen hulle? Jy's glad nie veilig in jou stad nie, en jou verwysing van godsdienst, dit wat jou rede gee om te lewe, is totaal en al vernietig. En hier word 'n groep ouens teruggestuur van Babilonie af terug Israel toe om eerstens die mure te gaan herbou. En Joshua was een van daai persone gewees. Nou Zerubabel was die ander, hy was die profetiese leier gewees. En ek wil vanoggend net ietsie noem oor die verantwoordelikheid en die rol van die profetiese bediening in ons samelewing. Weet julle dat Zerubabel, voordat Nehemia, voordat Joshua, voordat enige iemand begin het om die werk te doen, deur 4-5 verskillende visies gegaan het, profetiese woorde, om die mense wat teruggegaan het van Babilonie af na Israel toe, voor te berei, om hulle verbeelding aan te spreek, sodat hulle iets anders sou kon sien, in terme van dit wat God wou doen. Want jy moet weet, hierdie ouens gaan terug na 'n gebreekte prentjie toe. Hulle gaan terug na 'n stad wat vernietig is, hulle gaan terug na 'n tempel wat vernietig is, en op pad soontoe is Zerubabel deur die Gees van God geïnspireer om 4, 5, 6 verskillende visioene te bring, om hulle gedagtes, hulle verbeelding so te inspireer, dat sodra hulle daar kom, dat hulle 'n wonderwerk kon verrig. Een van die goeders was, dat hulle stad se mure kon herbou binne 30 plus minus dae. Wat ongelooflik is. Want as jy die storie lees, het hulle op stadiums met 'n swaard in die een hand gestaan en gebou met die ander hand. Dis 'n wonderwerk. Ek weet nie wanneer laas moes jy met 'n swaard bou nie. Maar is nie maklik nie. Ek is nie 'n bouer nie, maar dit voel vir my, dis nie hoe dit moet gebeur nie. En 'n gedeelte van daai storie is die feit dat ons moet verstaan dat dit wat God vir Sagaria daai tyd gesê het net soveel invloed in ons lewens vandag. So ek weet nie wie van julle kan onthou 2007, die Super 14 finaal. Bulls teen die Sharks. Steek jou hand op as jy kan onthou. As iemand wat daar was. Goeie prentjie. Ons het in ons kerk ons 'n potjie kos dag gehad, want dit was nou die eerste keer wat daar 'n kans was wat ons die Super 14 kon wen, 'n Suid-Afrikaanse land. En potjie kos gehad en ons het lekker saam gekyk, die rugby gekyk, en een van my vriende wat langs my gesit het, was 'n groot Sharks ondersteuner. En op 'n stadium dink ek is Albert van der Berg, het hy so oorgeleun, toe druk hy 'n stupid 3, net voor die einde van die wedstryd. Kon dit nie glo nie. Dis asof my lewe uitmekaar uitgeval het op daai oomblik. En die ou wat langs my sit, kyk my en sê, dis verby vir julle. En ek kyk hom sê, ek weet. Hy vat sy Sharks vlag, nee. Ek hoop hy ou maak die hemel, nee, regtig. Ek hoop so. Maar hy vat sy Sharks vlag en hy kom hang hom oor die kansel. En op baie oomblik vat Frans Steyn die bal uit die skopper, ek kan nie onthou wie die skopper se hand uit nie, en hy sê, ek gaan skop. En hy skop mis. En ek kyk so vir die ou wat langs my sit, ek sê, daar's nog tyd oor. En ek dink die Bulls het daai bal omtrent so 4 keer genok in daai beweging, wat die umpire nie gesien het nie. En ons gaan druk die 3, Brian Benna hardloop tussen hulle deur, Derek Hougaard skop oor, en ons wen
die Super 14. Nou, ek wil nie vir julle sê hoe hierdie ou langs my gevoel nie. Ek wil nie vir julle sê wat ek met daai vlag gedoen het. Ek het baie goed met daai vlag gedoen. Maar daar's iets in daai beginsel van daar's altyd nog tyd oor. En dis een van die stories, een van die prentjies, een van die realiteite in die storie van Sagaria 3. So die eerste ding, in Sagaria 3 vers 1, fokus ons op know God, die persoon van Christus. Hoor gou wat sê Sagaria 3 vers 1, die engel het Jesua, die hoëpriester, vir my gewys. Hy het voor die engel van die Here gestaan. Die Satan het regs van die engel gestaan, besig om Jesua van baie dinge aan te kla. En dit gee vir jou 'n groot prentjie net oor die werk van die vyand in mense se lewens. Verbeel jou gou, die goddelikste mens in die goddelikste nasie en die goddelikste posisie. En die vyand kan hom aankla. Die hoëpriesters was ouens wat hierdie ouens het op 'n vlak geleef wat soveel anderste was as ons tipiese godsdiens vandag. As daai ou met een stuk sonde in die allerheiligste ingestap het, het hy dood neergeval. Dit was die verantwoordelikheid wat hy konstant gedra het. Hy moes so rein wees, want hy moes die offers bewerk, en niemand kan so rein soos Christus wees nie, maar dit was Yeshua se rol. En hier kom die vyand, die Satan, in die teenwoordigheid van God, en hy kla hom aan. Wat ek net wil sê, as die vyand 'n werk op Yeshua kan doen, kan hy dit in jou doen. As die vyand iets kry om 'n hoëpriester in daai tyd aan te kla vir dit wat hy verkeerd gedoen het, kan ek nou vir jou sê, hy gaan iets in jou lewe kry om jou aan te kla en om jou lewe te kom vernietig. Iewerste het jy iets gedoen wat konstant in jou gewete ronddwaal, en elke keer wat jy dink om vooruit te gaan in jou verhouding met die Here, is daar iets wat die vyand jou mee aankla. En nie almal van ons probeer altyd perfek lewe nie. Ek meen, van ons gee eintlik vir die duiwel baie om mee te werk in die manier wat ons lewe. Stamp gee jou langs jou en sê, ja, jy. Want die manier wat ons soms lewe, gee ons eintlik vir die vyand 'n klomp elemente om ons mee aan te kla. So die probleem is nie al die aanklagte wat die vyand teen ons het, is altyd leuns nie. En dis die grootste uitdaging. As ons by 'n punt kom wat ons weet, hierdie aanklagte van die vyand het eintlik waarheid in my lewe. En net so met Jesua. Het hy sekere dinge, onthou hy kom van Babilonie af en hy is in ballingskap ingevat, en daar sekere teorieë wat sê, dalk het hy nie homself verteenwoordig in Babilonie, soos wat hulle gehoop het, 'n hoëpriester sou nie. Dalk het hy homself blootgestel aan sekere goeders, dalk het hy sekere elemente van die Babiloniese kultuur deelgemaak van sy lewe, dalk het hy letterlik sy getuienis verloor in hoe hy opgetree het. So hy staan voor God, en die engel, of die Satan, kla hom aan voor die engele. Druk letterlik sy vinger op al sy skuld en sy skaamte. Vers 2, kom die Here, en hy sê vir Satan, ek, die Here, verwerp jou aanklagte. Is dit nie so mooi om te sien hoe God reageer teen aanklagte nie? Hy sê, ek, die Here, verwerp jou aanklagte, Satan. Die Here wat Jerusalem gekies het, bestraf jou. Hierdie man is soos 'n brandende stuk hout wat uit die vuur uitgered word. God sê vir Satan, ek gee nie om wat hy gedoen het in Babilonie nie. Daar was sekere dinge wat hy aan blootgestel was, maar ek sê vandag vir die aanklaer. God sê vir Satan, ek verwerp enige aanklag wat jy teen daai persoon het. Want hierdie ou is uit die vuur uit gered. Ek het hierdie ou gaan haal en gebring na hierdie punt toe. Ek het hom voorberei vir iets baie meer as om net gebuk te gaan onder sy skuld of sy skaamte of sy seer. Ek dink dit is so belangrik dat jy verstaan wat God hierso sê. Hy sê, hierdie man is soos 'n brandende stuk hout wat uit die vuur uit gered is. Wie het hom uit die vuur uit gered? Is God. Wie is die een wat ons red? Is God. Dat daar soveel kere dinge wat ons wil so verantwoordelikheid vat om onsself te fix, en die Here sê, moenie, laat toe dat ek jou red.
Ek gee nie om wat die aanklagte oor jou lewe is nie. Ek gee nie om waarmee jy sukkel nie. Ek gee nie om wat jou verlede is nie. Ek gee nie om wat jy gedoen het nie. Jy is iemand wat ek na kyk en ek sê, ek sien waarde in jou en ek red jou uit die vuur uit. Die een wat ons red, is Jesus. Wat, as ons na die Bybel kyk, nie net 'n gewone mens was nie. In Hebreërs 1 vers 1 tot 3, gee die skrywer van die boek Hebreërs vir ons 'n bietjie van 'n prentjie van wie Jesus is. Hy sê, vroeër het God dikwels en op baie maniere deur die profete met ons voorvaders gepraat. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. So Jesus is God se kommunikasie aan ons. En wie is hierdie seun? Hy sê God het hom bestem om die erfgenaam van alles te wees. Trouwens, hy het deur Jesus Christus ook die wêreld en alles wat daarin is gemaak. Nou ek wil nie vanoggend te diep in teologie ingaan nie. Ons kan lekker oor hierdie stukkie praat. Maar alles wat gemaak is, alles wat geskep is deur Jesus geskep en hy is ook die erfgenaam van alles. So hy het dit gemaak, maar hy gaan dit ook kry. Vers 3 sê die seun weerkaats God se heerlikheid. Nou hier raak dit gewigtig. As jy na Jesus kyk, weerkaats dit die heerlikheid. Dit wat niemand kon sien en bly leef nie, Jesus weerkaats die heerlikheid van God. So as jy Jesus sien, wat sien jy? Die heerlikheid van God. Hy sê hy weerkaats God se heerlikheid en hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Op 'n stadium vra een van Jesus se disippels, wys ons die Vader, en Jesus sê vir hulle, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hy is die presiese ewebeeld van wie God is. Hy sê deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om van ons van ons sondes te reinig, het hy die posisie van eer en mag aan die regterhand van God ingeneem. Die God so vol majesteit wat in die hemel woon. Nou weer eens, ek wil sê, daar is soveel wat ons uit daai stukkie uit kan gaan haal. Ek wil net hê jy moet die prentjie kry van die Jesus wat jou red, is die ewebeeld, die presiese ewebeeld van God. As daar iemand is wat jou kan red, as daar iemand is wat 'n verstaan het van die uitdagings van hierdie lewe, is dit Christus. Hoor wat sê Romeine 8 vers 33 vers 34. Hy sê, wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitverkies het? Die taal wat hier gebruik word, is so belangrik vir jou om te verstaan, want onthou Jesus se lewe is 'n kommunikasie aan jou. Wat sê, jy is spesiaal uitverkies. Wie sal ons kan aankla as God ons spesiaal uitgekies het? God is immers die een wat ons vryspreek. So teenoor die aanklagte is daar vryspraak. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die een wat vir ons gesterf het, wat boonop ook opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit, en wat doen hy daar? Hy pleit vir ons lewens. Soos wat jy deur jou uitdagings gaan, van dit groot, van dit klein, kyk Jesus na jou, en hy sê, God, ek verstaan waardeur hulle gaan. En die vyand gaan hulle aankla, maar op grond van 'n oomblik, die kruis, meer as 2000 jaar terug, pleit ek vandag, dat die vrymaking daar vandag relevant en kragtig is in hulle lewe, in hierdie oomblik. Dat jy het geen rede meer om vasgevang te word in enige vorm van aanklagte nie. God, deur Christus, het jou vrygespreek. Dis goeie nuus. Dis die evangelie. Dat jy hoef nie meer gebuk te gaan nie. Die tweede ding is die find freedom, die krag van Christus. Sagaria 3 vers 3 tot 5 sê, Jesua het vuil klere aangetree soos hy daar voor die engel gestaan het. Wie van julle het al ooit met klere in 'n plek ingeloop en besef, jy is totaal al verkeerd aangetrek? Dat jy het net ingekom en jy besef, ek het hierdie een gemis. Verkeerd. Nou dink dit gegooi, jy het 'n geleentheid om in die troonkamer van God in te gaan. En raai wat het Jesua aan? Vuil klere. Die engel het vir die ander wat daar staan gesê, trek sy vuil klere uit. Vir Jesua het hy gesê, sien jy,
ek het jou sonde van jou af weggeneem en ek trek nou vir jou feesklere aan. Toe sê ek, kan hy ook 'n skoon tulband op sy kop kry? Hulle het toe 'n skoon priesterlike tulband op sy kop gesit en nuwe klere vir hom aangetrek terwyl die engel van die Here daar staan. Weet jy, een van die mooiste goeders is as jy gaan klere aanpas in die winkelsentrums, is daar sekere gordyntjies wat voor jou is. Want niemand van ons wil aan en uittrek voor mense nie. Die Engels sê, we don't like to change in front of people. Maar die transformasieproses wat Christus ons innooi, is een van die prosesse waar ons verandering gebeur in die teenwoordigheid van mense. En een van die uitdagings hierso wat Zerubabel, wat na Jesua kyk, beleef is die feit die engel kyk na hom en sê vir hom, hoorie, jy het nou 'n verantwoordelikheid. Of jy speel saam met die vyand wat wil aankla en wil fokus op die vuilklere, of jy word deel van die oplossing en jy begin 'n proses fasiliteer wat van die vuilklere ontslaa raak, vir hom nuwe klere aantrek en toe te sien dat die tulband alles gaan om sy herstel, nie sy veroordeling nie. Sien, in die kerkwêreld het ons te doen met mense wat verander. Ek hoop so. Want dit is wat Christus ons na toe nooi. Om konstant verander te word na die beeld van sy gelykenis. So die oomblik wat ons stop om te verander, stagneer ons. En een van die dinge wat soms gebeur is, ons verwag so perfeksie van ander, dat ons nie meer 'n aptyd het om te werk met die vuilkleer mense wat in ons midde instap nie. En God sê hierso, vir die mense, hy sê, maak 'n keuse. Of jy werk saam met die vyand, of jy werk saam met my. Maar die werk wat ek gaan doen, is dat daar geen veroordeling sal wees vir Jesua se verandering nie. Dat ek gaan alles doen, en hy gebruik Zerubabel om daai proses te fasiliteer. Dis een van die grootste redes hoekom groepe in ons kerk so belangrik is. Want ons kom hier in 'n groot groep, en ek kan nou vir jou sê, jy ken meeste van hierdie mense nie in diepte nie. Maar word deel van 'n groep, en ewe skielik journey ons saam met mekaar, en ons kan sien hoe prosesse van transformasie konstant in ons lewens plaasvind. En is daai oomblikke wat ons met iemand gepraat het laasweek om te sê, hoor jy gaan nou nie weer so praat met jou kinders nie, en dan volgende week kom hy en raai wat hy gedoen? Wie so gepraat met sy kinders dat ons hom sê, hey, is tyd om op te hou, jong. Jy kan nie Christus verteenwoordig en so praat met die mense in jou huis nie. Of om konstant te kla met jou kinders nie is of doen. Daar's soveel elemente wat ons in mekaar se lewens kan inklim en sê, kom ons wees Christus vir mekaar. Een van die moeilikste oomblikke vir my, elke nou en dan roep ek het 3 dogters, 20, 16 en 10, en ek het 'n vrou, my 2 katte is vrouens en my hond se vrou, so ek is omsingel. Ek het nie 'n kans nie. Maar so elke nou en dan roep ek hulle by mekaar en sê ek vir hulle, okay, help my, waar mis ek dit? En dit is moeilik. Want as pa en as man sien ek die lewe anders as hulle. Maar in daai oomblik het hulle die reg om na enige oomblik toe te gaan en te sê, pa, daai dag het jy dit vir my gesê, of jy het so met my gepraat, en ek kon nie Jesus in daai oomblik sien nie. En die deel daar is, hulle kan gaan en sê net wat hulle wil, ek mag nie verdedig nie. Dit sê vir jou iets van wie ek is, want in die oomblik is ek bietjie taai. Nee. Maar elke nou en dan moet ons daai gesprekke hê. En so 'n week terug sit ons om die tafel, middagete, en ek vra 'n vraag, my oudste dogter sê, papa, jy het dit gesê en dit gesê en dit gedoen, en op daai oomblik die eerste woord wat uit my mond uitkom is net, ek is jammer. Want dit is elemente waar in daai oomblikke kan ons so 'n rol speel om mense se lewens af te breek en nie op te bou nie. Nou, ek wil vir julle sê, ek sien nie uit na daai oomblikke nie. So dit forceer my om beter te probeer wees in die ander tye van my lewe. Want ek moet konstant groei om meer soos Jesus te wees. Ons praat van die krag van God, dat dit nie net hierdie oomblik in die kerk is waar die Here iets bonatuurliks kom doen en dit ons verander nie. Dis daai, ek is mal oor daai oomblikke en ons sien dit gereeld, maar die krag van God word geopenbaar waar ons in verhouding, inspraak het in mekaar se lewe en vergifnis en herstel en die feit dat ons mense nie veroordeel nie, deel maak van hulle ervaring. En ek wil jou vandag vra, is jy iemand wat saam met die vyand werk of saam met God werk? As mens kyk wat uit jou mond uitkom, is jy besig om te veroordeel
of hom vry te spreek. Kom ek vra hom die laaste keer so. As dit kom by die finding freedom, is jy besig om 'n bydrae te lewer aan die mense naaste aan jou, wat mense help om vryheid te ontdek? Of is jy een van die redes hoekom die mense naaste aan jou konstant in veroordeling of gebondenheid in verval? Dit is belangrik om te dink, want God het jou presies gesit waar jy moet sit. Een van die mooiste woorde is waar hy vir ons sê, kan hy ook 'n skoon tulband kry? Daai skoon tulband het alles te doen, as jy die simboliek verstaan, van toegang tot die teenwoordigheid van God. Dat ek gaan so 'n rol van vrymaking in jou lewe kom speel. Dat jy gaan voel dat jy weer vrymoedigheid het om in God se teenwoordigheid 'n rol te vervul. Dis vrymaking. Dat jy nie met veroordeling van jou broers en susters in God se teenwoordigheid instap nie, maar dat jy met vrymaking instap. Ek dink dit is tyd dat ons die deur van ons harte weer oopmaak vir mense wat ons veroordeel het. En ek linger so 'n bietjie op hierdie punt. Want as dit kom by die vrymaking, is dit die moeilikste element, waar ons mense moet vryspreek. Spreuke 24 vers 16 sê, selfs al val 'n regverdige mens 7 keer, hy sal elke keer weer opstaan. Maar as die goddelose wat val na net een ramp. Kom ons wees regverdige mense. Daar's nog tyd in die game. Ek gee nie om wat die uitdaging is nie, Christus en die kruis is groter. Jy het die vermoë om deur te breek en vrymaking te bring vir iemand se lewe. Hoor gou wat sê Romeine 8 vers 11. Hy sê, omdat die gees van die God wat Christus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak deur dieselfde gees, wat ook al dood gebring het. Dit wat Christus kom doen, bring lewe. Die derde een is in Sagaria 3 vers 6 tot 7 waar hy sê, daarna die engel van die Here baie plegtig met Jesua gepraat en gesê, dit is wat die Here die Almagtige sê, as hy gehoorsaam is aan my wil en my vereistes nakom, sal jy gesag hê oor my tempel en sy binnehowe. Jy sal toegang hê tot my hê, saam met die ander wat hierso staan. Wat God vir Jesua in daai oomblik sê is, kyk, ek het jou vrygemaak, ek het jou totaal al skoon gemaak, nou gee ek vir jou 'n doel. Ek herstel die doel waarvoor jy geroep was. Nou dag koop ons 'n kar, en dis 'n kar wat ek graag wou gehad het, dis die brand wat ek wou gehad het, dis alles wat ek wou gehad het. Vir jare lank wou ons so 'n kar gehad het. En ons gaan kuier by vriende, dis die kar seker so 2 weke, en my middeldogter, sy's 'n sokker fanatic, so sy het laas jaar 5 keer krikke gehad, oor beserings en alles, sy's op krikke, so ek voel daar gaan min verkeerd gaan by hierdie kuier. Maar toe ek weer sien, toe sy op 'n motorfiets. En voor ek kan praat, ek is nog, hoor jy het met krikke hier aangekom, hoe is jy nou met 'n motorfiets besig, en toe ek weer sien, reis met die motorfiets in my kar vas. Tog, ek stuur daar hemel toe. Op baie oomblik sien ek net die een kant, ek sien vyand wat aankla, ek gaan jou net aankla. Ek sien en ek is so kwaad, dat ek amper voel, ek gaan eers na daai kar huis toe ry nie. Ek Uber sommer terug huis toe. Ek wil nie daai kar ry nie. Want dis daai oomblik, en dis die teleurstelling. Ek loop sommer 100 kilos terug, man. Wat ook al, wat ek besef ek eintlik al wat gebeur het, is 'n klein hoekie wat gekrap het. Maar die kar het nie sy doel verloor nie. Ons het almal in die kar geklim en teruggery. En soms gebeur dit met ons, dat 'n klein merkie so impak het op ons lewe, dat ons purpose verloor, ons doel verloor. En ons kan nie meer in onsself glo dat God my kan gebruik nie. Met al daai goeders sê God vir Jesua, hoorie, as jy my wil volg, gaan ek jou weer die verantwoordelikheid gee, dat jy toegang het tot my. Ongelooflik. Jy's 'n Lewiet. Dit wat jy voor geskep was, die lineage, uit van Aaron of was sy lyn gewees. Jy gaan weer herstel word in jou purpose. So jy gaan nie net beleef dat ek jou red nie. Jy gaan nie net beleef dat ek jou skoon maak nie. Jy gaan agterkom, al het jy sekere letsels en sekere ervaring en sekere dinge, dat ek jou gaan herstel op so 'n punt, dat jy weer die verantwoordelikheid sal dra wat jy sou gedra het, voor al hierdie goeders met jou gebeur het. En die laaste een, of in Romeine 8, en
spieelbeeld heeltyd wat God vir Sagaria sê en dit wat Christus kom doen het. In Romeine 8 vers 28 tot 30 sê Romeine, hy sê en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is om volgens sy doel vir hulle lewe te leef. Want God het hulle reeds vooruit geken en het hulle aangewys om net soos sy seun te word. So jou purpose is herstel, maar ook die wese van jou menswees is herstel om soos Jesus te word. Omdat Christus die oudste seun was, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy geroep. En die wat hy geroep het, het hy vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy sy heerlikheid vir hulle gegee. Nou, hier is 'n groot ding. God, die Ou Testamentiese prentjie is, God deel nie sy heerlikheid met enige iemand nie. En ewe skielik hierso sê Paulus, dat hy hulle deur daai pad gevat, nie vir sy heerlikheid nie, maar dat hy sy heerlikheid vir hulle gegee het. Weet julle wat is die heerlikheid van God? Dis dit wat God maak. Hy het sy wese en sy natuur vir hulle gegee, sodat die doel wat jy hier op aarde het, nie net gekoppel is aan jou haarstyl, prys die Here daarvoor, of jou persoonlikheid, of wat ook al jy goed of sleg kan doen nie. Die doel wat jy hier op aarde het, is gekoppel aan die feit dat God sy wese in jou kom herstel het, dat jy letterlik God visible kan maak op hierdie aarde. Net soos wat Jesus gedoen het. En met dit sê vir hom, gemaak 'n verskil. Make a difference. Hy sê, gaan wees 'n uitbeelding van die teenwoordigheid van Christus. Hy sê, luister na my, Jesua die hoëpriester, en al jou ander priesters, julle is die simbole van goeie dinge wat kom. Kan ek net sê, die oomblik wat God mense transformeer, word hulle die simbool van dit wat vorentoe kom. Hy sê, binnekort gaan ek my dienaar, die lood en dis Christus bring. Kyk na die juweel wat ek voor Jesua neergesit het, 'n enkele steen met 7 fasette, ek sal iets daarin graveer. Weerens as jy dit verstaan, praat hy daarvan van die Heilige Gees, in Jesaja 11 praat hy van die sevenfold spirits of God, hy praat hierso van, Jesus kom en die Gees kom, en gaan baie meer doen, as wat jy net in hierdie oomblik beleef. Hy sê, en aan daai steen sal ek iets graveer, sê die Here, die Almagtige, en ek sal die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. Wie van julle begeer dit vir hierdie land? Dat God die pyn en die sonde op een enkele dag verwyder. Onthou wie praat hierso? Is God. Ek meen, is 'n ongelooflike storie van hoop. En hoe lyk dit as ek die sonde van die land op een enkele dag wegneem? Hy sê, op daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal elkeen van julle bure oornooi na julle huise toe, om deel te wees van julle vrede en voorspoed. Dat, as jy 'n uitdrukking wil word van God se teenwoordigheid in jou lewe, gaan jy toelaat dat God jou verander. Maar dan sê God, dit raak so prakties, dat dit wat ek in die land doen, gaan weerspieël word met dit wat jy vir jou bure doen, die mense naby aan jou. Dat jy met geen veroordeling na die mense om jou sal kyk nie, maar jy sal na jouself kyk om te sê, ek word 'n weerspieëling van die heerlikheid en die teenwoordigheid van God in hierdie wêreld. Nie meer bring ek my pyn vorentoe as die enigste vorm wat mense se lewens beïnvloed nie, maar ek word 'n uitdrukking van die heerlikheid van God. Interessant as jy gaan kyk, kom Sagaria in hoofstuk 4, en hy vra 'n vraag wat ek dink logies is. Hy sê, Here, hoe gaan dit gebeur? Want dit klink te goed om waar te wees. Hy sê, how can this happen? En hier kom hy sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, so sê die Here. Hoe kan al hierdie goed gebeur dat die Here my red, dat die Here my vryspreek, dat die Here my doel herstel, dat die Here my 'n uitdrukking maak van sy heerlikheid in hierdie wêreld? Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, so spreek die Here. Ek wil vra dat jy vir 'n oomblik saam met my sal staan, en dat jy oë sal toe. As jy vanoggend wil sê, Here, ek voel soos Jesua, dat ek voel vuil in die teenwoordigheid. Ek voel dat ek so gebind is. Ek voel dat ek my doel verloor het. Ek voel dat op die oomblik nie
'n uitdrukking is van u heerlikheid in hierdie wêreld nie. Jy nie net gou jou hand opsteek, ek wil vinnig vir jou bid nie. Ek glo die Here wil vanoggend mense se lewens aanraak. En om te sê, Here help, ek het U nodig vanoggend. Steek jou hand op. Hou hom net vir my daarso. Dis 'n klomp hande wat opgaan vanoggend. Kom ons bid saam, Here. Ek dank U dat U woord vanoggend vir ons sê ons is in U teenwoordigheid. En soms in U teenwoordigheid, Here, beleef ons die aanklag van die vyand. Maar vanoggend kom ek in die naam van Jesus. En ek bid Here dat mense sal beleef hoe U hulle red, hoe U hulle vrymaak, hoe U hulle kom herstel en hoe U hulle weer roep om 'n rol te kom vervul vir U koninkryk in hierdie wêreld. Here, ek wil bid en vra dat wat ook al veroordeling gebring het, gespeel sal word in die kruis. En dat hulle in die naam van Jesus en deur die werk van die Gees nou sal beleef dat U hulle losmaak in Jesus naam. Amen. Amen. Net voor ek klaarmaak. As jy vanoggend hier is en jy weet vir 'n feit, jy het nog nie daai keuse gemaak om te sê, Here, ek wil U volg nie. Ek het nodig om nie meer vasgevang te wees in die werk van die vyand nie. Ek wil beleef, ervaar en sien wat hy doen. Ek wil my hart vir Christus gee. Jy nie jou hand opsteek. Ek wil vir jou bid vanoggend nie. Enigiemand wat vanoggend hier kom en sê, ek kies Jesus en die vrymaking wat hy bring. Kom ons bid saam. Here, ons bid vir mense wat met hierdie besluit worstel. Ons bid en vra dat U in hulle harte sal werk en hulle uitnooi na die beste nuus ooit toe. In Jesus naam. Amen. 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 As jy vanoggend jou hand opgesteek het en jy het vir die eerste keer gesê, ek kies Jesus, wil ek jou graag verwys na ons ek kies Jesus skakel. En dit is sodat ons twee goed kan doen. 1, sodat ons vir jou kan bid op jou naam. En 2, dat ons jou kan help met die volgende stap. Ek gaan vra dat ons net afsluit met 'n gebed en ons gaan 'n offergawe opneem vanoggend as deel van ons aanbidding. So ek het hier om my te maak. Here, ons kom eer U vir U liefde en ons kom eer U vir die woord wat ons vanoggend gehoor het. En Heilige Gees, ek bid dat U die naprediker van hierdie woord sal wees in elke hart. Dankie Vader dat ons weet dit is vir U, dis deur U, dis tot U. U is ons koning. Ons kom eer U. Ons dankie vir wie U is en dankie dat ons vanoggend gehoor het, Vader. Dat dit U hart is. Dat ons U sal te verteenwoordig. Ons dankie vir U liefde, ons dankie vir U getrouheid. Ons bid dit in Jesus naam. En almal sê amen. Ek gaan ook hierdie geleentheid gebruik om net vir ons aanlyn gehoor godsdienst te sê en ons gebed is dat die Heilige Gees ook die naprediker vir julle sal wees. Ek gaan jou vra om dan te deel in die offergawe as deel van ons aanbidding in Jesus naam.